Reg, kom ons sal sommer die woord deel. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Vader. Het is so lekker om U te aanbid. Het is so lekker om in U teenwoordigheid te kan wees. Om U lof te kan besing. U te eer wat koning is. Om U te ontmoet. Dankie daarvoor. En dankie dat ons weet, Heilige Gees, dis U wat dit moontlik maak. Opnuut weer vanmôre. Dankie wat U gedoen het. Dankie dat ons ook kan vra, Heilige Gees, dat U nou die woord vir ons sal oopmaak. Dat U met elkeen vir ons sal praat. En ons sal ontmoet waar ons is. Kom, Heilige Gees. Kom praat met my. Kom praat met my. Sodat ek verander hier uitstap, anders uitstap. Meer en meer soos Jesus. En daarom ons vir U vra, kom Heilige Gees. Kom praat, kom spreek met ons wil luister. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Nogmaals baie welkom. Onthou dat ek net iets praat oor die Korantjie. Kom ons bly gewoon na Exodus toe. Exodus. Kom ons gaan na Exodus 20 toe. Ek gaan net daarna verwys. Baie welkom, baie dankie dat hier is. Ek het laasweek met jou gepraat oor, God sê, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Met ander woorde, daar's geen wit broodjies in God se koninkryk nie. Ek onthou toe iemand so 'n paar maande terug opgestaan, kom getuig het hiervoor en sê, sy is God se wit broodjie, sy is spesiaal. En toe sy gaan sit en sê vir, jy's reg en jy's verkeerd, jy is spesiaal, maar raai wat, ons almal spesiaal. Want God nie wit broodjies nie. Hy is ewe lief vir elkeen van ons en dit lees ons in Romeine 2:11 waar hy sê, hy is nie aannemer van persoon nie. Want Jesus, onthou, Jesus het die volle prys betaal, wat ons gaan vier volgend, die volle prys betaal vir almal. Vir elke mens op die aarde het hy betaal 2000 jaar terug, die volle prys het hy betaal. En daarom, dit is nie net vir my en vir jou nie, dankie vir my en vir jou, maar hy het dit vir almal gedoen. Hy is ewe lief vir almal. Hy sal 'n prys betaal vir almal. Toe het ek gesê, wat belangrik is, die mate wat ons hom soek, tot daai mate hom homself openbaar. As hy nie aannemer van persoon is nie, beteken dit, hy het gedoen wat hy moes doen. Die enigste manier hoe hy hom nou self openbaar, hoe meer ons soek, of die mate wat ons hom soek, tot daai mate gaan homself openbaar. Hy gaan nie vir jou iets gee wat jy nie wil hê nie, begeer nie. En ek te praat oor dat ons God besoek. Ons honger en dors na God toe. En waaroor hy vanoggend wil praat, wat die Heer my gepraat het toe, is die vraag is, wat is die motief? Wat is die motief wat ons God soek? Hoekom het jy begeerte om hom te ontmoet? Wat is jou motief? Chris, wat is jou motief? En ek ervaar, die Here gee my 'n prentjie, dis nou nie ek nie, en ek dink nie iets van julle nie, maar as daar 'n miljonair is, was hier by wie die golfbaan gebou is, Dries? Stein City. Nou, ek dink hy's 'n groot miljonair, ek weet nie of jy 'n groot miljonair, ja, maar hy's 'n groot miljonair, hy het baie geld, dink ek. En as hy 'n dogter en 'n seun het, of 'n seun het, en, kom ons sê, ek is ongetroud, of iemand gaan kuier vir sy dogter, 'n man gaan kuier vir sy dogter, en 'n meisie gaan kuier vir sy seun, dan dink ek, dan wonder hy seker, luister, hoekom is hierdie ou, kom ons vat my ou, hoekom is hierdie ou agter my dogter aan? Wat is sy motief? Wil hy graag in die huis inkom, sodat hy my kan vermoor? Wil hy graag inkom
om dalk te kom steel? Wat is sy motief? Wil hy my kom vergiftig? Wat is sy motief? Die vraag wat die Here vir my en vir jou vra vanmôre is, wat is jou motief? Wil jy God se erfporsie hê? Wil jy sy seëninge hê? Wat soek jy by hom? En hy sê nie ons moet hierdie goed soek nie, maar as die motief van hierdie man is by meneer Steyn se dogter, nie is omdat hy ontsettend lief is vir haar nie, dan is daar fout. My en jou soeke na God nie wees vir die dinge wat ons kan kry nie, maar omdat ons hom ontsettend lief het vir wat hy vir ons gedoen het. En ongelukkig in hierdie ontmoeting met God gebeur daar iets. En dis wat ons gaan lees ons gaan na Exodus 20 toe. Ons het vanmôre gesing, dankie Here, hoe groot is God? Kom ons lees hoe groot is God. Ek gaan dit nie lees in hoofstuk 20 nie, ek kan lees hoofstuk 20 vers 18 tot 22 lees, kom ons bly na 24 toe. Net om bietjie tyd, kom ons gaan na hoofstuk 24, Exodus 24. Baie interessant, in hoofstuk 20 wou God die volk ontmoet en vir Moses, en dan sê die volk vir Moses, nee, gaan jy in, ons bly buite, ons wil hom nie ontmoet nie, want dit is te vreeslik, ons vrees op. En nou vers 24, hoofstuk 24, kom ons lees van vers 16. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly. En die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En in vers 17 en 18 is die vers wat ek wil lees. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan, die berg opgeklim. En Moses wat op die berg 40 dae en 40 nagte. Baie interessant die belewenis van mense van wie God is. God is 'n verterende vuur en die volk sê, hy kan. Ons gaan nie hier in hierdie vuur in nie. Terwyl Moses sê, ek gaan in. En ek wil vir u sê, dit nog nie verander nie. As ek en jy God wil ontmoet, gaan daar dood plaasvind. As ek en jy God wil ontmoet, gaan jy versteker stukkie vir stukkie sterf. Dis 'n waarborg wat God gee. Hy sê, wanneer ons hond ontmoet, dan gebeur daar iets. Toe Paulus hom ontmoet, toe sterf Saulus, en daar word 'n nuwe mens gebore, en sy naam is Paulus. Wanneer ek en jy God ontmoet, as ek en jy waarlik God ontmoet, in ons stilte tyd, in ons aanbidding, gaan daar verseker iets van jou doodgaan, sodat hy kan heers in my en jou lewe. Met ander woorde, as ek sê, Here, ek soek u, ek wil u ontmoet, moet ek weet, ek gaan minder moet word, sodat hy meer kan word. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. Galasiërs 2:20. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6. Ek gaan net, kom ons lees vers 19 en 20. 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het,
En dan die laaste belangrike stukkie, en dat julle nie aan julself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, want aan God behoort. Die oomblik wanneer ons God ontmoet, gebeur daar iets, daar vind 'n transformasie vind plaas. Ek sterf in sy teenwoordigheid, sodat sy beeld al meer en meer deur my sal wees. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 5 toe. 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, ons lees gewoonlik vers 17, wat sê daarom as iemand in Christus sy nuwe skepsel, Saulus wat 'n Paulus geword het. Maar ek wil lees vers 15. 2 Korintiërs 5:15. Hy sê, kom ons begin met 14, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, die rede, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. My broeder en sussie, goeie nuus. As ons waarlik God ontmoet, omdat ek daar gepraat al oor God se teenwoordigheid en 'n ontmoeting, dis verskillende goed. As ons God ontmoet, dan gebeur daar iets. Die eie ek, die selfsug, buig voor die koning. As hierdie goed gebeur, en ek sê dis 'n proses. Dis 'n proses, wanneer ek stiltyd hou, wanneer ek in God se teenwoordigheid inkom, raai wat, verander ek al meer en al meer soos Jesus te word. Dit gaan nie oor sy miljoene wat hy het nie, hy is 'n miljonair. Dit gaan nie oor die miljoene nie. Dit gaan, Here, verander my. Ons is by 2 Korintiërs, net bladsy terug, 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3. Vers 18. Ja, kom ons lees 17 nog saam dat hy sê, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Wanneer die Gees Here is in my lewe en wanneer hy my lei, daar is vryheid. En dan sê, terwyl ons, vers 18, terwyl ons almal met onbedekte gesigte, soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Gees, die Here wat die Gees is. Wanneer ek en jy God ontmoet, dan verander hy my en jou. Ek sterf en sy beeld word al hoe meer sigbaar in my en jou lewe. Dis die motief van my ontmoeting. Dis die motief van my ontmoeting met hom. Elke dag, Here, ek kom in teenwoordigheid sodat U se my transformeer. Dis die een punt, en ek sê nie anders nie belangrik. Die tweede ding wat ek glo geweldig belangrik is om hom te aanbid en te eer vir wie hy is. Wie Jesus is, wie God die Vader is, wat Jesus vir ons gedoen het, en die Heilige Gees, om oor te gee aan die Heilige Gees, sê Heilige Gees, U is die een, U is die agent, U woon in my, kom verander my. En ek sê nie, jou behoefte is nie belangrik nie. Ek sê nie, ons moet intree in gebed nie, verseker. Maar ek glo die fokuspunt moet wees, Here, dit gaan nie oor miljoene wat U het nie, dit is nie wat U vir my kan doen nie. Here, dankie dat ek aan U behoort. Die voorreg wat ek het, om in die teenwoordigheid in te kom. Nommer 2, ek wil lof en eer en dank aan U gee.
Want hy het groot dinge vir my gedoen. Ek was verlore, ek was 'n sondaar. Ek was op pad hel toe. Hy het my gered. Dankie vir dit wat hy gedoen het. En dan sê Here, help my omdat ek sal sterf. Galasiërs 2:20. Ek leef nie, kom ons bly gesoen toe. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. En die lewe wat ek nou leef. Kom ons lees dit. Galasiërs 2:20. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Tweede gedeelte baie belangrik. En wat ek nou in die vlees lewe. Leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en vir myself oorgegee het. My boetie en sussie, dis hoekom ek kom soek. Die miljonair wil nie sy dogter afgee, omdat die jongman agter sy rykdom aan is nie. Sy erfporsie is nie. Hy soek iemand wat bitter lief is vir sy dogter. Sy lewe sal neerlê vir haar. En God soek mense wat sê, Here, U is by alles. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie vir wie U is. Sê, Here, kom verander my. Amen. Dis God se hart vir elkeen van ons. En dit gebeur in sy teenwoordigheid. Die vraag wat by my opgekom het is, Moses het in Exodus 33, ek moet net die vers kry, Exodus 33, 18 en 20, ons gaan dit nie lees, Moses sê vir die Here, Here, maar ek wil U sien. En dan sê God vir hom, dit is onmoontlik vir jou om my aangesig te sien. Gaan lees maar, my aangesig te sien, as jy dit sien, sal jy sekerlik sterf. Die vraag wat toe by my opkom, Here, maar ek wil in teenwoordigheid inkom, maar ek wil U sien. En die vraag wat by my opkom het, is dit skriftuurlik, want Moses, God sê vir Moses, jy sal sekerlik sterf. En die Here vat my toe na 3 skrifgedeeltes, Johannes, Jesus ons voorbeeld, Johannes 5. Johannes 5. Johannes 5 vers 19, waar Jesus praat. Johannes 5:19, lees as volg, en Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Met ander woorde, Jesus deur die Heilige Gees het God die Vader gesien. En hy sê net, sien op 'n ander plek sê hy dit, hy het gehoor wat hy sê. Hy sê net wat hy sê, en hy doen net wat hy sê. Jesus ons voorbeeld. Die tweede een wat ek gekry het, is in Handelinge 7. En ek gaan dit nie lees nie, ja, ons kan maar lees, Handelinge 7, kom ons gaan gou soontoe. Ons weet, dit is waar Stefanus gestenig is. Toe Stefanus gestenig is, hy praat oor die, vol van die Heilige Gees getuig hy, en voordat hy doodgaan, toe sê hy die volgende in 5:50, Handelinge 7:55, hy sê, maar hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë op na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien. Ja, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen, en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar Stefanus het God se heerlikheid gesien.
Wat baie interessant is van hierdie gedeelte is, die Bybel sê Jesus het gaan sit aan die regterhand van God. Aan die regterhand van God gaan sit. Stefanus sien hom waar hy staan. En Jesus dink ek raak emosioneel. Jesus het seker opgestaan toe hy sien wat Stefanus bereid was om te betaal. Want hy sit gewoonlik. Maar Stefanus sien hom waar hy staan. In die derde geval, en ek dink dis die belangrike een, kom ons kyk wat sê Jesus self. Jy kan vir my sê, ja, maar kom ons gaan na Matteus toe. Kom ons gaan na Matteus 5 toe. Matteus 5, die laaste skrifgedeelte wat ek daaroor wil lees, Matteus 5 vers 8. Die saligspreker, Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. My broer en sussie, ek weet nie wat jy soek nie, as jy na God toe gaan. En ek sê dis nie belangrik nie. Maar ek wil vir jou vra, kom soek hom. As ons hom soek, dan sê ons, Here, U is my alles. Ons het vanmôre van die liedjies het gepraat daaroor. Ek kom eer en ek kom dankie vir alles wat U so wonderlik vir my doen. Nommer 2, Here, dat ek sal sterf. Nie meer ek sal wees wat leef nie, maar dat U deur my sal leef. Dat 'n ontmoeting sal wees, omdat ons hom lief het en dat hy ons sal transformeer. Jy is welkom te vra wat jy nodig het, jou need, jou behoeftes. Jy is welkom in te tree. Maar ek glo die middelpunt van ons ontmoeting moet wees, Here, U is groot en U is goed vir my. Ek is lief vir U vir alles wat U vir my gedoen het. En nommer 2, kom verander my. Ek wil sterf in U teenwoordigheid. So wanneer mense na my kyk, my optrede, my gedrag, al is dit moeilik, dat hulle U sal sien in my lewe. Amen. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Kom ons bid gou eers saam. Dankie Here. Ons het 'n begeerte om U te ontmoet. Ons soek U. En hierdie dag soek ons U. En die motief vir ons soek, Vader, is om lof en eer en dank, hulde aan U te bring. Vir wie U is, wat U vir ons gedoen het deur Jesus Christus. En die Heilige Gees wat binne ons woon, wil ons lof en eer en dank aan U gee. Dankie, dankie dat U so groot en so goed is vir ons. Dankie vir die kruis. Dankie Jesus dat U die volle prys betaal het vir my wat op pad hel toe was, wat in die koninkryk van die duisternis was. Dankie dat U my kom uitred het daar. En dat U gekom het om vir my lewe en lewe in oorvloed te gee, en dis in U. Dankie Vader, wanneer ons tyd met U spandeer, dan transformeer U ons. Help ons Vader, deur die Gees, dat ons bereid sal wees om te sterf voor U, sodat U deur ons kan leef. Laat mense U naam groot sal maak, as hulle sien U grootheid in ons lewens, U goedheid in ons lewens. Laat ons deur ons lewens U naam sal groot maak. U sal verheerlik. Dankie vir die voorreg wat elkeen van ons het om U te kan mag ontmoet.
tyd met U te spandeer. Ons dank U daarvoor. Ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie ook dat ons die nagmaal kan gebruik vanmôre. Dankie dat ons kan bevestig, ons staan in 'n bloedverbond met U. En as ons die beker, U bloed drink, en as ons die brood eet en U liggaam eet, dan bevestig ons net weer opnuut dat ons aan U behoort. U is die koning, U is die Heer, U is ons meester. En ons aanbid U daarvoor, ons dank U daarvoor. Dankie Jesus, U is gebreek, U liggaamsverbrysel, sodat ons liggaam en ons siel heel kan wees. En as ons die nagmaal U liggaam gaan eet, dankie vir heelmaking van ons liggame en van ons siel. En as ons die beker drink, dankie dat U ons skoon was, ons sondes, ons ongeregtighede. Laat U bloed ons beskerm teen elke plan van die vyand. En dankie dat as ons die bloed drink, dan verklaar ons dat lewe en lewe in oorvloed deur ons liggame sal vloei. Ons prys U daarvoor, Jesus. Dankie, dankie, dankie vir wat U gedoen het. Eens en vir altyd vir ons aan die kruis. Halleluja. Amen. Amen.